Goeiemôre almal, Dinsdagoggend, vandag is dit die 11de Augustus, die jaar 2026, koue, nat oggend hier in Gauteng, maar ons is bly in ons harte, die Here is God en hy voorsien vir ons in al ons behoeftes, al is dit nou partykeer deur storms en winde. Ons het laas nag maar so 'n bietjie geskrik, die donder weer geslaan, jy ruk eintlik op die bed. Ons weet dat die Here beskerm ons nog steeds. Vanoggend, my woord, mense stel te leer. Christene stel te leer, ander mense stel te leer, maar is net te lekker om 'n Christen uit te. Ek wil nie 'n Christen wees nie, kyk wat maak hulle, jy kan hulle nie vertrou nie. Dis mos net lekkerder om Christene uit te haal en te sê, as dit is hoe 'n Christen is, dan wil ek liewerste net nie een wees nie. In plaas daarvan, om jou oë gerig te hou op Jesus, want hy is die perfekte voorbeeld gewees van hoe dit is om die Here Jesus te dien. Kom ons gaan net, ons kyk so 'n bietjie hierso, wat sê 2 Korintiërs 3, en ek lees vers 2 tot 4. Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense. Om julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diensberei geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van 'n lewende God, nie op kliftafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So 'n vertroue het ons deur Christus by God. So ons is 'n brief vir die wêreld. Hulle lees ons, en dan sien hulle wie en wat is ons, en dan kan hulle mind opmaak, wil ek 'n Christen wees, ja of nee. Nou, ons moet elkeen 'n model wees wat 'n Christen behoort te wees, sodat ons ander jaloers kan maak om 'n Christen te wees, net soos wat ons is. So Romeine 11, en ek lees hierso vers 11, ek vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie, maar deur hulle val, het die saligheid tot die heidene gekom, om hulle jaloers te maak. So, nou het die saligheid na ons toe gekom, en nou is die Jode jaloers, so ons moet hulle aanhou jaloers maak, sodat hulle ook wil wees, soos ons is. Amen. Toch weet ons dat selfs Paulus hierdie woorde nie altyd onder ander omstandighede vir alle mense kon sê nie. Want wat lees ons nou hier in Handelinge 15, hier vanaf vers 35 tot 39, wat het met Paulus en Barnabas gebeur? En Paulus en Barnabas het in Antiochia gebly en saam met nog baie ander onderrig gegee en die blye boodskap van die woord van die Here verkondig. En 'n paar dae daarna het Paulus vir Barnabas gesê, kom en laat ons teruggaan en na ons broeders besoek in al die stede waarin ons die woord van die Here verkondig het, om te sien hoe dit met hulle gaan. En Barnabas wou Johannes, wat Markus genoem word, saamneem. Maar Paulus het dit nie reg geag om hom saam te neem van Pamfilia af nie, want hy het hulle verlaat en nie saam met hulle die werk van die Here gedoen nie. Daar het 'n verbittering ontstaan, sodat hulle van mekaar geskei was. So sien jy, tot Christene, ou Paulus was ook nie 'n engeltjie nie. Hy en Barnabas het ook beklei, en Barnabas het toe Markus saamgeneem en na Cyprus afgeseil. So, niemand van ons is holy en kan sê, weet, ek wandel so opreg voor die Here, dat daar nou eintlik niks is wat ek verkeerd doen nie. So ek is 'n brief vir die samelewing en ek wys vir mense hoe dit is om die Here te dien nie. So ewen ou Paulus het ook so 'n bietjie gestruikel daar. Gelukkig aanbid ons nie vir Christus soos hy in die mens tot openbaring kom nie, maar soos wat hy in homself is. Dan is dit belangrik om ook te onthou dat die Here soos 'n pottebakker aan sy kinders werk, en hy's nog lank nie klaar met ons nie. Terwyl hy nog besig is, kan ons deur die gebreke ons uitgewys word. Die beloftes is egter gegee dat ons eendag aan hom gelyk sal wees, maar net nie nou nie. Die egtheid van 'n Christelike godsdiens kan dus nie aan die feit getoets word dat ons Christene is nie in ons lewe die boodskap nog nie volledig bewerk nie. Wanneer iemand egter om hierdie rede onwillig is of huiwer mag wees om 'n Christen te word, moet hy in elk geval daarop gewys word, dat die skrif ons leer, dat elkeen van ons eendag vir homself aan God rekenskap sal moet gee, aan wat hy gedoen het, of het goed is of het kwaad was. So kom ons kyk, wat sê Romeine 14, en ons lees Romeine 14, 10 en 12. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy, waarom verag jy jou broeder? Want ons almal gaan voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig
en elke tong sal bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap moet gee. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir U woord. Ons weer eens net rig vanoggend om te weet dat ja, al sê ons dat ons is Christene, ons is nog besig, die pottebakker wat U is nog besig om ons te vorm en te maak, sodat ons eendag aan U gelyk gaan wees. Ons kan nie nou gelyk wees aan U nie, want ons het nog 'n sondige natuur. Maar Here, dat ons 'n brief sal wees vir die mense, sodat wanneer hulle ons lees, dat hulle kan sien, dit is lekker om 'n Christen te wees, en dit is lekker om, Here, wees met elkeen, seën hulle, Here, en vergewe ons sondige natuur, is ons gebed in Jesus naam, amen en amen.